Vandag behandel ek plafonne. Mens kyk baie soorte plafonne. Eerstens is daar hierdie Knotty Pine plafon wat hier bo my kop is. Mens kry die gewone Rhino board plafon, die dik ene met die gips in. Jy kry Nutec board wat van asbes gemaak word. En dan ook die nuutste op die mark kry hierdie plafonne wat van Foamlite gemaak is. Dit baie dik, is kompak, baie hard, mens kan daarop stap en 'n baie goeie isolasiemiddel. Nou julle gaan sê ek is lekker mal dat ek nou hierdie Knotty Pine ceiling wil toemaak. Maar ek was hier om hom af te skuur en te whitewash en alles. Is 'n groot werk. Hierdie is baie makliker om te doen en ook verskriklik maklik om installeer. Ook goed vir laagkoste behuising. So jy kan ook gebruik in fabrieke, jy op jou vloer sit enige plek. Daar's baie gebruike vir dit. Nou saam met dit gaan ek dan ook die kroonluiste vervang. En die kroonluiste is ook gemaak van Foamlite. Ook baie kompak en hard en in verskillende vorms en mates en alles is verfbaar. So alles kan geverf word met 'n gewone PVA verf. So dis nou wat ons hier gaan doen. Eerstens gaan ek nou al hierdie coverstrippies op die hoeke is gaan ek eers afhaal en dan gaan ons die gordyne afhaal en die plek reg kry. En dan gaan ek vir julle wys hoe maklik dit is om hierdie ISO bord bo op 'n Knotty Pine ceiling te installeer. Gaan hè. Kom op my daarso. Nadat die dekstukke afgehaal is, meet ons so die lengte wat hierdie borde gesny moet word, dra die mate oor, sny die borde af. 4720 47 Sê, trek ons net 'n lyn daar. Nou jy kan hierdie ding op twee maniere sny. Jy kan of jou jigsaw gebruik of jy kan net 'n matmes ook gebruik. Sê, net so. Sny maar so 'n paar keer. Sê. So maklik soos dit. Okay Max, nou wat ons volgende moet doen, ons moet eers gou uitmeet hier so om die kaggel. Okay. Daar's 183 daarso. Max, as ek hom weer op my merkie daar neer. 104. Daar. Okay. Hier met van daar tot daar, daar's so 34. 340 en aan hierdie kant. Ja, kyk, hier is ook so 34. 35 daar. En hierdie kant was hy 34, hy was ook bietjie skeef gewees. Okay. Sê. Bord te sny. Nou sê. Max, nou kom ons kyk of hy pas. Hoe lyk hy by jou? Dis mooi, né? As jy daar kan julle sien, uitgesny, hy pas nou in en nou moet ons hom vassit. Ons gebruik van hierdie NMC, die mense wat die cornices maak se gom is uit hierse filler en dan gaan net oral teen die kante sulke kolle neersit waar ons dit dan gaan vasplak. Kyk, ons kan net daar begin. So. Dis nie vir die oralste doen nie. Dit sak met dit nie goed nou afskuif nie, skuif hom met bo. Gaan jou punt in. Max, gaan 'n bietjie meer. Jy skeef as hy gaan. Okay, dan druk ons hom weer daar vas. Hierso vang ons met 'n gewone skroefie. Nou gaan ons hierso aan die voorkant gaan ek nou hierdie klip inslaan. Hy't so skerp punt. Hy gaan nou daar so inkom, maar net voordat jy mens dit in die boonste lippie gaan ons net daar uitsny. So enige plek daar. Ongeveer so 600 mm, ek moet net eers net insit om hom op sy plek te hou. Ja, hy stukkie daar uitdree. So. En dan druk jy die ene daar in. Lekker vast in die dak en net so in tot agter. En maklik, ja. It's so easy to get it done. Ja, druk ons daar net weer daar in. Hierna. So teen die dak vas so. Hierdie metode is baie maklik om te doen met die gom teen die plafon en dan druk 'n mens die bord vas. Maar wat ek gevind het as jy die bord op die grond neersit, is dit makliker om die gom op die bord te sit en dan druk jy hom teen die plafon vas. So daar is nou al die
600 stukke ingesit. Nou kan jy sien, hier is 'n klein stukkie oor. Nou die afstand wat hier oor is altesaam 280 mm. Maar jy kan nie dit presies 280 sny, want hy het mos 'n tong wat hier moet inpas in hierdie groef in. So ek gaan hom so 20 mm kleiner maak. Maar dan kom ons in elk geval nog 'n kroonlys daar, so kom ons maak vir hom, sy 280 is, dan maak ons hom so 265. Kyk het oral of dit oral dieselfde is. 200, ja, is allemaal ons gaan, so kan die hele lengte maak 265 mm. So daar is die hele plafon nou in, dit ons vinnig geneem, en al wat nou nog kort, is om die kroonlyste in te sit. Nou dat die plafon in is dit tyd vir die kroonlyste. Dit is altyd moeilik om hierdie hoek te bepaal. Wat ek nou hier uitgesorteer het met hierdie masjien, is stel jou lem op 45 grade skuins, en dan hou jy net jou hoeke gelyk soos dit, en dan sny jy 45 grade hoeke af. En as jy die ander kant wil doen, draai jy hom net om, en jy sit hom so neer, jy sny jy 45 grade hoek so, en dan maak jy 'n perfekte hoek. Nou daar is ook ander maniere, jy kan hom ook reguit insit, en die ander uitsny wat jy inpas, maar kom ons doen vandag die 45 grade hoek. So die eerste ding wat ons doen, ons sit hom maar neer, hou ons hom net so vas, en dan sny ons hom net af. So nou kan jy sien as hy so 45 grade en hy so 45 grade. En die twee kom teen mekaar soos dit, dan maak jy 'n perfekte 90 grade hoek soos dit. Wat lekker is van hierdie kroonlyste, dit word net vastgeplak met dieselfde gom wat ons die borde mee vastgeplak het. Max, sê gou vir my hierso. So dit is net hierdie gewone gom, en ons gaan al wat ons gaan doen, sit die op die kant, Max, hom so skuin, so hy, net hier, sit ons so streep gom op. Ok, en aan die kant, maak ek daar so, hè. Jy sit hier so netjies so hoeke in, Max, ons sit dit op die punt ook net so bietjie. Daar word ek ook net so bietjie so. Net so. Ek moet mooi op sy posisie daar vas. Hier so die ander hoek wat hierdie kant gaan inkom. Ek was met daar op sy plek so vas. Sy. Hier so kan julle nou sien, is nou so 'n stukkie te kort. Nou gaan ons net 'n stukkie sny wat daar moet inkom. Ok, ons moet hierdie netjie hier vat. En so pas ons nou hierdie stukkie nou so mooi in. En so kan julle nou sien, ek doen eers die hoeke, en dan las jy jou stukkie in die middel, en het is makliker om eers die hoeke te doen, en dan stuk in te pas. En nou as ons nou mooi ingelas het, as ons net so 'n ligte skiertjie gee, en as hy gever word, so jy glad hierdie laste sien nie. Nou doen ek die kroonlys, wat hier om die kaggel gaan kom. Ja, nou het dit 'n buitehoek, nou het ek die saag regop gestel, en net 45 grade hoeke, en as jy dit sien, as dit by mekaar kom, maak jy 'n buitehoek, wat dan so om die hoek gaan kom. Baie mooi. Ok Max, so kom ons gaan bene, dieselfde manier, daar het ons die 45 grade binnenhoeke, en dan doen ons die buitehoeke om. Ja, jou. Terwyl ek nou hier so boos en Max maak nou daar skoon, hier so gaan julle sien die plafon wat ek ingesit het, hier so 'n veegroef in. As jy nie 'n veegroef wil hê nie, vat jy van hierdie self gom, jy vul daardie veegroef, maak dit gelyk, dat dit droog word, dan kan jy met polyfiller toemaak, dan kan mense 'n gladde of 'n gelyk plafon hê. En jy kry ook ene wat oral voor wat soos Naughty Pine lyk, soos die keuse is joune. Ons het besluit, ons maak so hier en daar, elke 600 'n veegroep, en verder is gelyk.